Goeiemôre broer en suster, liewe vriende, en baie welkom by hierdie eerste oordenking van Maranatha bediening in 2024. Ek wens graag vir julle 'n baie mooi en 'n baie voorspoedige 2024 toe. Vanoggend is ons tema lewe vanjaar in afhanklikheid van God. Kom ons doen net 'n gebed saam. Prys die Heer met blye galme. O my siel, daar's ryke stof. Ja Here, as ons terugkyk oor die skouer na verlede jaar, dan sou ons elkeen sekerlik genoegsame stof tot dankbaarheid hê. Stof tot dankbaarheid om U te loof en te prys vir al die seëninge wat U die afgelope jaar op ons uitgestort het. Dankie Here vir al die mooi dinge, maar dankie veral ook dat U vir ons deur die donker en die moeilike tye bygestaan het en gehelp het. En Here, dankie dat ons ook kan bid dat U ons ook in hierdie nuwe jaar sal versorg en lei en in al ons behoeftes voorsien. En nou bid ons Here, kom verwarm ons harte vanoggend deur U heerlike evangelie woord. Kom gee vir ons 'n boodskap wat ons verjaar met ons op ons lewenspad kan saamneem. En help ons deur die werkinge van U Heilige Gees dat ons dit kan deel maak van ons lewenswandel. Here, kom leer ons vanoggend wat dit beteken om in afhanklikheid van U te lewe. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Liewe vriende, ons skriflesing is Jakobus hoofstuk 4 vers 13 tot en met vers 16 met die gepaste opskrifie afhanklikheid van God. Kom nou julle wat sê, vandag of môre sal ons na die en die stad toe gaan en 'n jaar lank daar bly. Ons sal sake doen en geld maak. Julle wat nie eers weet hoe julle lewe môre sal wees nie. Julle is maar 'n damp wat 'n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn. Julle moet eerder sê, as die Here wil, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen. Maar nou is julle te seker van julleself en praat julle groot. Al sulke groot pratery is verkeerd. Ons lees tot sover, gelukkig is elkeen wat die Here se woord hoor en in sy of haar hart bewaar. Liewe broer en suster, liewe vriende, dit is 'n onbetwisbare feit dat die mens totaal van God se genade afhanklik is, of jy nou daarmee saamstem of nie. Dis 'n Bybelse waarheid, en dit geld vir elke mens. Dit maak nie saak hoe groot en belangrik of selfs hoe ryk jy is nie. Voor God is alle mense gelyk, en van God is ons almal afhanklik. Ja vriende, alle mense erken dit natuurlik nie, maar ons wat God se kinders is, ken en bely ons kleinheid voor die Here en ons afhanklikheid van die Here. En dit bring vir my sommer by die eerste van 4 hoofpunte wat ek net kortliks vanoggend met julle wil deel. Nommer 1. Mense wat in afhanklikheid van God leef, is mense met 'n deeglike besef van hulle eie nietigheid voor die grootheid van God. Vriende, as skepsels van God is ons almal maar klein en nietige mensies, ongeag hoe belangrik of hoe welgesteld of hoe hoog geag ons dalk in die oë van die wêreld mag wees. Luister 'n bietjie wat sê die Bybel, hoe praat Psalm 103 vers 15 en 16 op 'n treffende wyse
oor die nietigheid van ons bestaan. Vers 15 sê, die mens, sy lewensduur is soos die van gras, soos die van 'n veldblom wat oopgaan. En dan voeg vers 16 by, as die woestynwind daaroor waai, is dit weg, en sy plek vir altyd leeg. Liewe vriende, voor God staan ek en jy soos 'n ou klein grassie of 'n veldblommetjie in die wind. Of in die woorde van ons teksgedeelte Jakobus 4 vers 14, julle is maar 'n damp wat 'n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn. Vriende, die skepselmens is klein en nietig voor die groot en almagtige Skepper God. En die mensekind is totaal afhanklik van God. Tog, en dit is baie hartseer en is eintlik tragies, is daar baie mense wat leef asof God nie bestaan nie. Mense wat reken dat hulle self in totale beheer is van hulle lewens. Ons moet natuurlik ons lewens met verantwoordelikheid beplan en inrig, maar ons moet dit altyd doen met die wete dat die almagtige God regeer en dat hy die groot voorsienigheid is en bly. Die ryk dwaas in die gelykenis wat Jesus in Lukas 12 vertel, is vir my 'n goeie voorbeeld van iemand wat gedink het dat hy alleen self vir sy lewe en vir al sy skatte verantwoordelik is. Maar die waarheid, vriende, is natuurlik dat elke goeie ding kom van die Here af, kom uit die genade hand van die groot en almagtige God. Jakobus skryf soos volg hieroor: elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo. En dan voeg hy nog verder by, dit kom van die Vader, wat die hemelligte geskep het, maar wat self nie soos hulle verander of verduister nie. Jakobus 1 vers 17. Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo. So vriende, as ons vir jaar in afhanklikheid van God wil leef, dan moet ons sommer heel eerste rekening hou met die nietigheid van die mens en die grootheid van God, die almag van die Here. En dan moet ons weet, ek leef maar net uit die genadehand van God. Vriende, 'n tweede ding wat ek graag wil noem oor ons afhanklikheid van God, is dat mense wat in afhanklikheid van God leef, ook mense is wat rekening moet hou met die wil van God. Of inderdaad mense wat rekening hou met die wil van God. Broer en suster, Jakobus se probleem met die mense in Jakobus 4 was juis dat hulle nie rekening gehou het met die wil van God nie. Vers 13. Kom nou julle wat sê, vandag of môre sal ons na die en die stad toe gaan en 'n jaar lank daar bly. Ons sal sake doen en geld maak. Vriende, daar is sekerlik niks daarmee verkeerd om vir jou toekoms te beplan en om te woeker en om jou geleenthede aan te gryp nie. Maar dan mag ons dit nooit doen sonder dat ons met God se wil rekening hou nie. Ons moet altyd ons beplanning doen in afhanklikheid van God en met 'n biddende opsien na hom. Ook in die jaar wat voor ons lê, moet ons altyd soek en vra na die leiding en die wil van die Here. Vriende, die kernboodskap van ons teksgedeelte is vandag: julle moet eerder sê, as die Here wil, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen. Jakobus 4 vers 15. Die boek Spreuke bevestig dit ook vir ons dat dit God se wil is wat uiteindelik bepalend is wanneer dit sê die mens beplan
sy pad, maar God bepaal hoe dit gaan uitkom. Spreuke 16 vers 9. Vriende, Jakobus waarsku ons vandag teen 'n tipe grootpraterige en eiewyse menslike vooruitbeplanning, wat nie met God en nie met die wil van God rekening hou nie. En daardie lewenswyse en daardie lewensgoed kan baie maklik van jou weggeneem word, of ook andersom. Iemand se lewe kan maklik van al sy aardse skatte en planne weggeneem word. Soos in die geval van die ryk dwaas, van wie ons in Lukas 12 vers 19 en vers 20 lees. Dan sal ek vir myself sê, dis die ryk dwaas, dan sal ek vir myself sê, mens, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Hou op met werk, eet, drink en leef lekker. Maar God het vir hom gesê, jou dwaas, vandag nog sal jou lewe van jou opgeëis word, en wie kry dan alles wat jy bymekaar gemaak het? Sien vriende, die mens wat reken dat hy sy lewe in sy eie hand het, is niks anders nie as 'n dwaas. Hierdie man was boonop net ingestel op rykdom en wêreldse genietinge. En vir God en vir die wil van God het hy geen plek in sy lewe gehad nie. Maar vriende, nou wil ek graag vertrou dat ons wat na hierdie boodskap luister, nie in 'n soortgelyke slaggat sal trap nie. Mag ons veel eerder mense wees wat glo in die genadige seëninge van God en die beskikking van 'n wonderlike Here, 'n liefdevolle hemelse Vader in ons lewens. Mense wat weet dat God in ons lewens teenwoordig is. Mense wat nie net vir onsself leef nie, maar mense wat ook rekening hou met God se wil in ons lewens. En dit bring vir ons by die derde hoofpunt. Mense wat in afhanklikheid van God leef, vertrou op die Here. As God se kinders weet ons hoe afhanklik ons van God is en vertrou ons op 'n liefdevolle hemelse Pappa wat vir ons sorg. Ons weet hy het die afgelope jaar vir ons gesorg, dwars deur ons probleme en ons krisisse heen. Ja, daar was dalk soms moeilike tye en probleme, klipprige paadjies, ompaadjies wat ons moes bewandel, maar God was saam met ons op al daardie paaie. En deur die beproewinge en die aanvegtinge heen, het hy ons ondersteun en versterk en bemoedig en selfs ook by tye gedra, toe dit dalk nodig was. Weet dit vandag, al is jy net 'n grassie in die wind, 'n ou veldblommetjie, 'n damp wat net 'n oomblik verskyn en dan weer verdwyn, is jy tog as kind van God vir die Here baie spesiaal en baie kosbaar. God het jou nie in die verlede vergeet nie en God sal ook nie vir jou in die toekoms vergeet nie. Daarom wil ek jou vanoggend ook bemoedig en versterk met twee pragtige woorde uit die Psalm. Die een kom uit die Psalms en die ander uit Spreuke. Die eerste een, Psalm 37 vers 5. Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom. Hy sal sorg. En ook Spreuke 3 vers 5 en 6. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. My vriend, God wil vandag vir jou kom sê, te midde van al die onsekerheid van hierdie nuwe jaar wat voor ons lê, moenie vrees nie, moenie bang wees nie, vertrou op my. Ek sal jou veilig oor al die opdraandes, sal ek jou neem,
al die bulte in 2024. Ek sal jou paaie gelyk maak. In die derde plek dan, mense wat in afhanklikheid van God leef, is mense wat op die Here vertrou. Ons vierde en laaste hoofpunt. Mense wat in afhanklikheid aan God leef, moet weet dat hulle ook soms op die Here moet wag. Vriende, om op die Here te wag is nie altyd lekker en maklik nie. Ons bid en ons vra, maar soms kom die antwoorde nie dadelik nie. Want God het sy tyd met alles. As jy iets in die hande van die Here oorgegee het, moet jy in afhanklikheid en geloof wag. Jy moenie ongeduldig word nie. Jy moet leer om in vertroue op die Here te wag. In afhanklikheid van die Here moet ons soms geduldig wag op sy antwoorde en sy oplossings. En dan moet ons bly vertrou dat hy op sy tyd aan ons die uitkoms sal gee. Nie op my tyd nie, maar op die Here se tyd. En hy weet in sy alwysheid hoekom dit nodig is dat ek en jy soms moet wag. Al verstaan ons dit nie. Kom ek maak vir ons klaar. Kom ons erken en bely vandag ons totale afhanklikheid van God. In ons persoonlike lewens, in ons besighede, in ons finansiële omstandighede, in ons verhoudingslewe, op watter gebied daar dalk tans onsekerhede in ons lewens is. Ons dalk ook bekommernisse op hierdie oomblikke ervaar. Moenie moedeloos word nie. Hoor vanoggend dat jy 'n Vader het wat vir jou sorg. En plaas vanoggend jou hand kinderlik gelowig in jou Vader se hand. Ons Vader weet van ons. Hy ken ons probleme. Hy het 'n doel met alles. En hy sal nooit sy kinders vergeet nie. En hy sal nooit sy kinders in die steek laat nie. En hy kan selfs uit die mees negatiewe situasie iets baie mooi laat voortspruit, laat uitspruit. Daardie situasie wat miskien nog hier aan die begin van die jaar soos 'n bult voor jou lê, 'n bult wat jy nog moet oor, of soos 'n groot opdraande op jou lewenspad. Die Here kan daar ook iets mooi uit laat voortkom. My vriend en vriendin, gaan leef in 2024 in afhanklikheid van God. Een met 'n diepe besef van jou eie nietigheid voor die grootheid van God. Gaan leef in 2024 in afhanklikheid van God. 2 met die deeglike inagneming van die Here se wil in jou lewe. 3 gaan leef in 2024 in afhanklikheid van God deur ten volle op hom te vertrou. En 4 gaan leef in 2024 in afhanklikheid van God deur te geduldig te wag op die antwoorde en die uitkoms van die Here. Bly deur die geloof geanker in die liefdevolle omgee en die genade van die Here, maar ook geanker in die verwagting van die heerlike hulp en die uitkoms wat die Here gaan gee. Jou gelowige vashou aan die Here sal ryklik beloon word. Amen. Here Jesus, U het eenmaal in die saligsprekinge vir ons gesê, geseënd is diegene wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Dankie dat ons as burgers van U koninkryk opnuut ons geloof in U
en ons totale afhanklikheid van U vandag kan bely. En dankie Here dat ons daarom nie hoef bang te wees en angstig hoef te raak vir die onsekerhede en die uitdagings van 'n nuwe jaar wat voor ons lê nie. Help ons om vandag moed te skep en om vanjaar in diepe afhanklikheid van U, ons liefdevolle hemelse Vader, ons liefdevolle Abba Vader, te leef. Here, ons kan nie en ons wil nie sonder U die lewensreis van 2024 aanpak nie. Daarom vra ons vir U, lei ons asseblief en laat U wil in ons lewens geskied, want dan weet ons, alles sal vir ons ten goeie uitwerk en ons sal veilig en versorg en voorspoedig wees. Here, ons hou vas aan U. Amen. Vriende, as julle verjaar meer van hierdie Maranatha boodskappe wil ontvang, druk gerus die subscribe knoppie. Ons slotlied, vriende, is 'n lied waarmee ons vanoggend ook erkenning gee aan ons afhanklikheid van God. Lord, I need you. Geniet die lied en vriende, daarmee groet ek dan ook vir julle vrede vir jou. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Where sin runs deep, your grace is more. Grace is found, is where you are. Where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. So teach my soul to rise to you. When temptation comes my way, when I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. You're my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need